Dis die Rockfight Rugby podcast. Kom terug by die lekker Rockfight Rugby Vrydagmiddag voorskou van die groot Noordsuid Derby die naweek. Ek het vanoggend daar op beloftes gewees gehoor wat Johan Ackerman alles sê gehad het. Arie is aan die Kaap. Sy hart is in sy keel, sê hy vir my toe daai Stormerspan sien. Hy reken dit absoluut geen kans nie, of maak ek dit nou op, Arie? Nee, die hart is reg, daarom nie keel nie. Ek dink dis altyd lekker om die spanne te sien, dan is die streep in die sand getrek, né? Nou sê jy, okay, dit is wie ons is, dit is ons planne. Jy kan ons altyd so tussen die lyne so 'n bietjie lees. Dit is 'n bietjie vreemder as ek dink die Stormers het hier en daar 'n speler gekies wat nie verwagte was nie, veral aan die losvoorspelers. So dit is waar ons kom praat. Maar ja, nee, wat ek dink die Bulls wat ek gepraat het van wat my oog gevang het is die Bulls natuurlik 'n gevestigde span. Ek dink so sterk span as wat hulle die jaar al kon uitsit. Hier en daar was daar van die ouens wat nie kon speel nie. Met Kriel nou wat op 15 speel en hom daar begin vestig is van 1 tot 15 is dit omtrent so sterk as wat hulle kan. Weet Cameron Hannekom terugkom, jy kyk na daai pak, dan dink jy waar gaan Cameron Hannekom nou plek kry soos Jandre Rudolph speel. As jy die leaks uit het om vir 'n man in sy 100ste wedstryd van stadion van die bank af te speel, met daai kwaliteit, dan weet jy, so nee, dis 'n sterk span. Die Kaap is reg, so stille vertroue, wat ons in die Kaap, wat ons maar so effens motiveer, MW, is die feit dat die derby baie keer die effek het om die vormboeke 'n bietjie eenkant te gooi. Dit het ons deur die jare altyd gesien, jy moet eintlik nie te groot gunsteling wees in hierdie goed nie, dan kan dit baie keer skeef trek, maar meer as gewoonlik het die span wat momentum het en vorm het, kom daarom aan die ander kant uit by die wen, so dit is die voordeel wat die Bulls het waarskynlik, maar ek dink die derby maak dit meer van 'n bietjie effens meer gelyk, dalk as wat dit andersins sou wees, en dan die Stormers is die half van die saak nou so effens meer gemotiveerd om die afgelope 3 wedstryde reg te maak, maar ek dink dis die fokus nie. Ek dink jy moet maar 'n wedstryd vat, so 'n wedstryd. Almal is net lekker opgewonde om 'n groot derby te gaan speel. So dis 'n massiewe een. Ek is nou dankbaar dat dit nie Desember gespeel nie. So dit 'n lekker wedstryd. Interessant wat Johan vanoggend te sê gehad het daar alles. Hy het gesê dat hierdie week nie eens een keer gepraat oor die Stormers nie. Hulle fokus eksklusief op hulle eie spel. Dis die eerste ding. Tweede ding wat my opgeval het daar, hy het vir my uitgesê, hulle het net 2 spelers wat nie beskikbaar is nie as gevolg van beserings, Trevino Jacobs en Akker van der Merwe. Hulle kon basies enige hulle volsterkte span gekies het vir die eerste keer, en wat 'n luukse is dit nie. En wat vir my baie interessant is, hy volhard met Marcel, ek het sê op kaptein, Ronald Key is in die span, maar hy is nie weer kaptein nie, né? Interessant, ook nie gesamentlike kaptein of enigiets van daai ons is nie. Kaptein. Ja, ek dink jy wil nou nie te veel karring aan dinge wat werk nie. Ek dink karring is seker nou dalk 'n loswoord, maar ek dink jy wil te veel verander aan dinge wat werk nie. Ek dink dit is een ding en dit kom met die stemme in die kleedkamer is ook belangrik. So solank jy daar 'n momentum het en dit werk, dan moet jy nie te veel verander nie. Ek dink Ronald Key is in elk geval 'n leier op die veld. So ek dink hy gaan nie stil wees op die veld nie. Ek dink hy gaan ook nie stil wees in die kringetjie nie. So dit is wat die Springbokke ook sterk gemaak het. Daar's baie leiers in daai span. So ek dink dit is dis die ding. Ek dink met Sasha wat nou nie meer kaptein is aan die Stormers kant nie, het dit vir hom ook nou so 'n bietjie meer vryheid gegee. Ek dink hy was onder druk op 'n klomp rigtings, kapteinskap, ook die vorm van die span en hy was in sosiale media ook was daar suspisie dat hy en sy vriendin uitgemaak het, so dit het ook nog in die Kaapse media hier getref tussen dat dit in die week gebeur het, so miskien is dit goed dat hy alles agter die rug kry en dan kan hy nou lekker fokus op Saterdag en kan weer lekker speel, maar ons ken dit, ek ken dit, jy ken dit, die lewe gaan aan, weet jy is jy daarteen oor jy net rugby speel, as jy nie beskerm teen dinge wat in die lewe gebeur nie. So dit is 'n toets wat jy het in 'n kleedkamer, is om almal gelukkig en reg te kry en gefokus vir daai wedstryd. So ek dink Sasha sal aangeskakel wees. Ek dink hy sal reg wees. Ek dink hy gaan hy's 'n speler wat ek dink hoe groter die wedstryd, hoe meer kom hy tot sy reg. So ek dink weer eens ons het laasweek of vroeër ook die week gepraat, ek dink die groot verskil vir my gaan waarskynlik of gaan wees daar die 2 tiene. Hoe gaan Pollard en Sasha teen mekaar opweeg, gemeet teen wat se besit hulle kry. Dit is ook 'n groot X-faktor. Ons kan daaroor praat want die Bulls het 'n baie sterk pak. So hulle het die vermoë om die Stormers te ontneem van goeie voorvoetbal en hulle onder druk te sit in die skrams ook. So as die Stormers dit op 'n manier kan hanteer, hulle deel van die besit kan kry, lynstaande skrams dan
sal Sasha en Damian Willemse genoeg bal kry om te speel. Ek hou meer van Damian nog steeds, Damian Willemse op 15. Ek dink hy speel ook daarvan sy beste rappe vir die Springbokke. Op 12 is hy verseker nie sleg nie, maar ek dink vir die Stormers is 'n groot bate Roan Nel wat terugkom op 13. En die groot rede is daar verdediging. Die Stormers se verdediging was goed met Roan Nel op 13 en ons het gesien in die verlede al, vat vir Jacques Fourie, jy het so 1-13 in 'n Springbok span gehad wat die verdediging vir jou beheer. Roan Nel is absoluut, van alles wat ek al hier met van die afrigters en so aan gepraat het, is hy die man wat dit beheer. So dis 'n groot bate vir die Stormers. Die rede waarom dit 'n groot bate is, hulle het sover in die kompetisie net 23-3 afgestaan. So dit gaan vir die Bulls se uitdaging wees. Die Bulls het 51 en 42 punte aangeteken in hulle vorige 2 wedstryde. Gaan hulle weer soveel punte kan aanteken. Die Stormers gaan beter wees op verdediging dink ek, verseker hulle gaan wees. En die Bulls het 39.3 afgestaan, maar hulle het te swak begin gehad. So hulle is beter nou in die laaste 3-4 wedstryde. So ek dink die verdediging is 'n groot faktor. So ek dink uit die Kaapse kant uit dink ek een groot voordeel vir die Kaap. Die grootste voordeel in die Kaap in die agterlyn is Roan Nel terug op 13. Ja, en hy is die natuurlike kaptein ook. Dit het Harry vir my gesê. Hy is die kaptein. Jy weet, die ander manne is miskien hy dra dalk die armband, maar die man wat regtig in charge is daar is Roan Nel. Jy weet, die regte leier. En ek het met Harry gestry oor die feit dat hulle vir Sasha kaptein gemaak het. Ek vond hulle maak 'n fout. Hulle druk die ou te vinnig te vroeg, jy weet, te vinnig te ryp. En hy het natuurlik heftig daarteen geprotesteer en ek gaan hom nou met hom ook praat. Ek gaan hom definitief 'n bietjie uithaal daaroor. Want John Dobson het nou self erken dit was dalk nie die beste besluit gewees wat hy ooit geneem het nie. My vraag is, waar's Yuri Matthee? Ja, die media, ons praat nou voor die Stormers se media konferensie, so dis maar redelik stil hierso in die Kaap rondom dit. So dit sy daar besering is, hy sou verseker op die bank gewees het want hulle het in feite nou 2 senters op die bank. En daar's genoeg veelsidige spelers om hom te gekies het. Hulle het nou vir Jonathan Ross en vir Simelane op die bank as agterspelers. Hulle het 5-3 gegaan met die agterspelers anders as die Bulls, het 6-2 gegaan. Wat interessant is, ek sou dink dat Damian Willemse die loskakel sal wees natuurlik as Sasha dalk afgaan met 'n besering. Geland kan ook daar inpas as dit moet. Nie ideaal nie, maar dit kan gebeur. So ek dink daar's die balans 'n bietjie nie 100% nie. So dit is een area wat en ook Evan Roos. Dit is ook 'n speler wat ek in die week verstaan het dat hy beseer is of nie beskikbaar is nie. Tennyson bied ietsie anders. Ek dink hulle dinge dalk raak gesien by die Bulls wat sy tipe spel meer nodig het. Hy het ander eienskappe as Evan Roos wat hy na die tafel toe bring. Effens kleiner, maar kom ook hy is ook baie goed op die verdediging. So interessant om vir Deon Fourie te sien om te begin. Hy het lanklaas gespeel. Ek dink hulle begin hom en hulle gaan hom soeke as hy by halftyd uitkom het hy goed gedoen. So dalk is dit 30, 35 minute, dalk 45 net. Maar met de Villiers op die bank is dit 'n groot stryd. Maar daai stryd om die losbal en die losgemaal is gaan groot wees. Ek meen Springbok op Springbok. Die Bulls is so sterk daar met Marcel Coetzee en Elrich Lou en Jandre Rudolph wat speel soos 'n Springbok en dan het hulle die bank effens gelaai met aanhalingstekens met Van Staden wat sy onderste wedstryd speel en dan Nizam Kar ook. So dis ek dink die aanslag voorlangs vir die Stormers gaan aanhoudend wees. Teenoor die Stormers gaan aanhoudend wees. So met die Stormers wat 1 voorspeler minder het en dan ook nog nie 'n erkende slot op die bank het nie, gaan daar baie druk wees. Ek het vir Johan gevra oor Marco wat hy het hom die laaste paar keer op 16 gekies, wat effektief as 'n reserve aker. Te vra vir hom, is dit regtig 'n plan? Toe sê ja, nee, definitief, want ek het hom gesien oefen op die laasweek toe hulle gespeel het teen die Sharks, het Marco ingooi geoefen in die lyn staan voor die tyd. So hy kan goed ingooi, ek hoor hy skram baie goed, maar hierdie week is hy gekies as 'n losspeler want Jan Hendrik is terug, hy is op die bank, so jy het 'n proper so nommer 2 daar wat sommer om 1-0 kan speel. So dit is die bulle lyk vir my regtig na ek bedoel op papier die sterkste span. Hulle is as jy nou kyk na as jy nou grafieke moet getrek het, was die bulle definitief op 'n opwaartse kurwe. Terwyl die Stormers aan die ander kant, as jy kyk na hulle bank en alles, hulle is vir my maar 'n bietjie dun jong. Ons weet nie waar's Evan Roos nie, ons weet nie waar's Yuri Matthee nie. Hoekom Stefan Ungerer kies voor iemand kan, weet hy het nie die wêreld in brand gespeel laas keer wat ek gesien het nie. En ek het gehoor ons vriend Hugh Griffin het gesê hy reken met Damian op 12 kan dit vir Sasha bietjie kalm te bring.
weet net om daai bietjie van 'n koelkop langsom te hê. Ek dink dis waarskynlik waarna hulle kyk daar. So ek weet nie jong. Ek voel net hierdie gaan 'n en ek probeer nou regtig nie 'n windie wees of enigiets nie, maar ek net so vermoed die Stormers gaan heeltemal bietjie weggeblaas word, as jy my vra. Ja, ek dink dit gaan meer kompeterend wees. Ek dink in die tweede helfte gaan nie druk op hulle wees. Dis moeilik voor die tyd, weet, as mens nou kyk na die afgelope 2-3 wedstryde, dan is daar groot risiko dat hulle weggeblaas, enige span weggeblaas kan word. Ek dink die Stormers gaan alles en nog 'n bietjie gee. So die bank is dinner. Ek dink daar's 7 spelers wat die 3 Januarie gespeel het teen die Bulls op Kaapstad Stadion wat nie daar is nie. En daai wedstryd wat die Stormers daar gewen het, en dit is al die vermaak. Murat, Evan Roos, Kobus Reinagh wat 'n groot verlies is. Simelane wat nou op die bank is, ten minste. Daarom Ruben van Heerden is ook beseer en ook Yuri Matthee is nie die span nie. So daar's 6 spelers van die 23 wat in Kaapstad gespeel het wat nie daar is nie, en ek dink ten minste 4 van hulle maak die span swakker. Soos Murat en Reinagh en so voort. So ja, ek dink beserings het 'n rol gespeel, van Heerden ook 'n besering met 'n rol gespeel. So ek dink daai 3 se afwesigheid is die grootste verlies. Ek dink daai 2 slotte wat die Stormers verloor het, Murat en van Heerden, plaas baie druk op die ouens wat nou daar is. Daar is omtrent nou nie eens meer groot slotte oor nie. So ek dink Ben Jason Dixon sal maar met reg wees dat as 'n slot afkom, sal hy met flank skuif na slot toe, maar dan maak hy die pak baie ligter. Het jy dan vir Kobus Wiese wat opkom van die reserve af in die tweede helfte, en dit is baie kilogramme wat daar op die veld gaan hardloop. Dit herinner my aan die 2008, 9, 10 era van die Bulls met Dani Rousseau wat heeltyd opgekom het as reserve. Ja. En dit is amper so Kobus Wiese en Dani Rousseau voel vir my dieselfde impak wat hulle het en kom doen. Ja, kan ook 7 speel, né, as hy moet. Ja, hy kan. So dit is so ja, ek dink waar die Stormers onder druk gaan wees is, hulle het 5-3 gegaan, hulle het meer agterspelers gekies, twee centers gekies wat effens vreemd was. Ek sou gedink het dat hulle ook nog 'n ekstra voorspeler sou bygesit het. Sien dit dat die aanslag altyd so groot is fisies en onder die voorspelers in Pretoria. So dit verbaas my effens. So as ek so na daai span kyk, is dit die een area wat ek gevoel het dat hulle kan vir Jonathan Ross daar gehad het, miskien, of vir Simelane, maar een van hulle 2 vervang het met nog 'n los voorspeler. So miskien 'n Evan Roos. Dalk moet ons hoor wat nou die rede is. Dalk is daar 'n besering, dalk is hy nie beskikbaar nie. Ja, daar's definitief ietsiekie daar. Ek weet nie hoekom nie. En dan vir Dion Fourie te begin, het jy nou gesê het 2 jaar laas gespeel, of hoe lank terug laas gespeel, so die perskonferensie met hom gesien. Jy weet, in 'n so groot wedstryd, ek dink dit gaan hier seker maar oor ervaring, né? As die jong ouetjies in daai ding in te gooi soos Imad Khan en 'n Paul de Villiers. Dis 'n groot wedstryd op loftes. Ek dink dit gaan waarskynlik baie naby aan 'n uitverkoop wees, as het vanoggend gehoor. As volgende feit dat die wedstryd nou uitgestel is botsers bietjie met van die skole wedstryde hier in Pretoria. So hulle verwag daar 'n minder kleiner skare. So as jy maar sien, ek dink die Stormers gaan maar baie grootlik hier op ervaring, lyk dit vir my. Weet hulle ook maak ook groot gewag daarvan dat 3 van die ouens wat opdraf, Neerling Forsie en een van die paar van die ander manne het meer as 100 wedstryde al vir die Stormers gespeel. Dis baie ervaring wat jy in die span inbring. En maar ja, ek hoor dit gaan dalk 'n bietjie reën hier in Pretoria. Of julle ouens daar in die hitte omtrent verswelg en dan moet julle in die nattigheid daar kom speel hierso. Ja, nee, dit was sonderlik warm. Was 'n hittegolf van 'n half. Hulle het vroeër geoefen op Dinsdag, Woensdag het hulle dit geskuif na vroeër die oggend. So dit was uitsonderlik die warmste wat ek het nog in die Kaap ervaar het. So dit ek dink hulle het dan seker mooi in die koelte in die lugversorgers gebly na hulle geoefen het. So ek dink hulle sal daarom reg wees daar. Maar ja, dit die skuif van die wedstryd, die 2 uur, so jy sê die ondersteuning is groot. Ek sien Mamelodi Sundowns moet ook op 'n Vrydag sokker speel as gevolg van die rugby. Maar kan jy indink wat hulle vanaand met hierdie nag moet doen om daai plek reg te kry vir môre se groot wedstryd? Yes. Ja, ek dink daai veld kan vol lyne en sirkels en goeters wees as ons die rugby Saterdag kyk. Maar dis maar die aard van hoe dit werk. Maar ja, dit is 'n groot een. Ek dink met die voorspelers net weer eens ek dink die voorspelers stryd gaan interessant wees. Ek dink die voordeel wat die Bulls ook daar het is hulle kan vir Jan Hendrik Wessels op loskop ook speel en hy's internasionaal toetsgehalte op loskop. So ek dink die stit wat hulle nou tans in die span het, ek dink dit is Chakaweni, spreek ek reg? Aluta Chakaweni, hy is op die bank. Aluta? Hy's op die bank, ja. So
Ja, so as daar 'n verandering is en hy kom op en hy sukkel dalk op die loskopkant in die tweede helfte, kan Jan Hendrik Wessels net bloot soontoe skuif, weet. Hulle kan vir Grobler langer speel, hulle kan nou soos jy gesê het vir ook vir Eskom ook daar speel as dit moet. Maar so ek dink die Bulls het soos 'n skaakbord, het hulle al die opsies het hulle redelik onder beheer. Ek dink die Stormers het verras vir my met Tennyson ook op 8ste man, so ek weet nie presies wat die storie daar is nie, maar met net op Fourie op wat begin miskien MW, wat ek wel gehoor het is die rede natuurlik ook as 'n man so terugkom dat hy hom eerder begin, en die rede daarvoor is dat as De Villiers sou begin en hy kry seer in die 5de minuut, dan moet hy in effek 55 speel, of 75 eerder. So ek dink die argument daar is dat as 'n ou terugkom, begin hom, vat hom so ver as moontlik in, en dan kan jy hom vervang. So ek dink Fourie sal ook 'n goeie stem in daai kringetjie wees. Hy verstaan groot wedstryde en hy was op die veld met die laaste World Cup wen. So ek dink in terme van wat hy reg gekry het, weet ons wat hy kan regkry, en ek weet in die suksesse wat die Stormers gehad het teen die Bulls in onlangse jare se wedstryde, was hy in Libbok meestal die rede gewees. Libbok was nie meer daar nie. Daar was baie wedstryde wat Libbok baie goed gedoen het, maar Fourie was 'n angel in die vlees van die Bulls, en baie van die wedstryde was hy is die man wat op die afbreekpunte. So ek dink Van Staden moet ek sou amper gedink het Van Staden sou vir my beter begin 6 gewees. Ek weet Marcel Coetzee is nou die kaptein in die begin, maar ek sou amper gesê dat Lostrio sou vir my nog sterker gewees het as Van Staden begin het saam met Elrich en Rudolf en later Marcel Coetzee opgekom het, bloot om vir Deon Fourie bietjie teen te staan op daai losbal, maar Marcel Coetzee natuurlik nie sleg daarmee nie, verseker nie, baie goed daarmee. Alle losvoorspelers is goed. Jake White gesê, Fetcher is net iemand wat bier in 'n yskas loop haal of so iets. Hy het nou so 'n stelling gehad. So hy sê almal is Fetchers. So ek dink maar Deon Fourie is nou 'n bietjie van 'n X-faktor. Ek dink dit mag dalk vir Johan Ackerman bietjie laat rondskuif op sy stoel, want niemand weet wat hy gaan bied nie. Jy het geen video van die afgelope jaar omtrent om te kyk wat Deon Fourie se vorm is nie. Jy moet nou maar teruggaan op wat hy nou in die verlede gedoen het. So dit gaan baie interessant wees. Maar ek dink nog steeds, ek kan nie weet dit herhaal nie, maar dan kort nog so een losvoorspeler dink ek, net om my tweede helfte druk van die Bulls beter te kan hanteer. Ek dink die probleem is ek dink die Stormers lyk vir my baie lig en baie vinnig. Ek dink hulle gaan die spel so vinnig as moontlik probeer maak om ouens soos Wilco kruis en dwars te laat hardloop en hulle te probeer moeg maak. Ek weet nie. Want as jy kyk na daai Chiva Diamani, die enigste ou op die bank basies wat nie hy moet sommer al die rolle gaan vervul daar. Wat ek sien nie so. Ek kry net daai indruk van, jy weet, dis Paul de Villiers en Chiva Diamani, dis die plaasvervangers. En kyk jy teen die bulle wat ons nou gesê het, Ousus Kobus Wiese, Marco van Staden, jy weet, dit is Nizam Kaar selfs, dis groot gewigte, né? Ek dink die Stormers gaan probeer hardloop. Hulle gaan probeer daai spel so vinnig as moontlik maak. Ek nie net daar skop en alles, maar bedoel, hulle gaan die bulle probeer moeg hardloop. Dis wat ek dink. Ja, hierdie voel vir my so 'n bietjie terug na vir ek en jy sal dit onthou, vir die wat nou kyk wat die Karibeker rugby in die 80s onthou, het die Bull, die ou Noord-Transvaal het Burger Gerdens, Louis Moelman, Jan Lok, jy daai groot manne gehad, en dan die Kaap het vir Micha Du Plessis, Karl Du Plessis, Fafa Knoetse, later het Raymond daarom ook daar by die Bulls ook, daar sal 'n rol gespeel, maar het was altyd daai tyd was dit meer die WP die bal so 'n bietjie meer probeer hardloop. Miskien is dit iets wat hulle raak gesien het. Dit lyk na 'n meer beweeglike span ook met Tennyson op 8ste man, hoewel Evan Roos ook baie beweeglik is. Maar verseker dit is met Diamani, Shiva Diamani wat bykom, is dit ook 'n X-faktor. So dit is weer eens vir Johan Ackerman 'n moeilike ding om te ontleed, want in terme van ontleding van spel en spelstyle en hoe hulle deesdae speel, is Roos en Diamani nou eintlik so half nie heeltemal op die radar gewees die afgelope paar maande nie, amper afgelope jaar nie. So dit is interessant, maar ek dink ook ja, dit tweede afskop, ek dink die Stormers sal dalk hoop vir daai donderbye 'n bietjie wegbly. Maar
Dis verseker dat hulle wel die agterlyn het. Ek dink die feit dat Damian Willemse weer 12 speel, sal vir hulle by help. Hartzenberg is so goeie vleuel saam met Zas geland, het so 'n bietjie stiller geraak die afgelope jaar aanvallend. En hy het so 'n bietjie foute gemaak. Die ouens toe begin vasstrap, het hy so 'n bietjie te braaf geraak het. So dit gaan interessant wees hoe braaf hy is, en hy het baie van die balle in die kontaksituasies probeer speel en uitgee. En hy het daar foute gemaak. So jy kan ook nie te veel speel nie. En die Bulls se verdediging is beter as die 39-3 wat hulle afgestaan het. Ek dink daai was statistiek wat oorweldigend was in die eerste 6-7 wedstryde. Ek dink nie meer dis 'n geval as in die laaste 2-3 kykie. Nee, die Bulle se dinge is uitgesort. Ek sê nou vir jou. So ek moet jou nou laat gaan. Jy moet nou die blankpad aandurf vanmiddag. Beter jy as ek. Sê my wat jou voorspelling. Ja, ek sal nog steeds gaan vir die tuisveld. Ek dink die Bulls tuis gunsteling. Maar ek dink dit gaan 'n armdruk wees. Ek dink dit gaan nader wees as wat mense dalk dink. Dink die Bulls gaan 40-50 punte aanteken soos die vorige 2 naweke nie. Maar vir die Stormers om te wen sal hulle ten minste 25 punte plus moet aanteken. Ek is nie seker of hulle dit gaan regkry nie. So om dit reg te kry sal hulle met 'n paar drie druk, hulle sal moet goed skop, alles sal moet uitwerk. Maar ek dink die Bulls kan stink. Ek sal sê die Bulls sal wen, maar ek dink dit gaan baie naby wees en ek dink die Stormers se verdediging gaan hulle in dit hou en dit gaan alles afhang hoe Sasha speel vir my. Sasha teen Pollard, ons weet wat Pollard gaan bied, maar Sasha het die vermoë om op te daag op daai dag en met genoeg balbesit. Ons weet dat hy kan doen, al gedoen het. As Sasha Feinberg en Komazula aangeskakel is, dan sal die Bulle moet hulle keer ken. So dis die hoop in die kamp. So gee my 'n telling. Telling ook. Ek sou sê ek sal binne 10 punte hou. Nee, maak dit binne 7 punte, sal ek sê. Maar nee, hoë telling hier, 27-20. Daarom. Ek het nou net so in my kop, die ding het net opgekom in my kop. Ek dink dis 'n teken. 30-18. Speel die waarop ek het baseer. Kom ons vat die gemiddelde telling van die 2, dalk moet ons hom maar probeer Wel, in elk geval is ek baie gelukkig want die Bulle wen, so ek is heeltemal gelukkig. Maar ek stem saam met jou, wil nou nie oorgerus wees nie, ja. Ja, nee, die Bulle het meer om te verloor, dink ek. Die Bulle is oorweldigende gunstelinge van alles wat die afgelope 2-3 weke gebeur het. Maar dis 'n lastige, kan 'n piesangskil wees in 'n derby, so ek dink mense moet daar versigtig wees. My Bulle het meer om te verloor as die Stormers in hierdie wedstryd. Maar daar's baie op die spelpunte gewys, dit voel of die Stormers nou al vir 3 maande op 36 punte sit. So hulle moet dringend weer punte bykry. Maar ek sou sê, so ek het met my kop het ek gesê 27-7, as ek met my hart praat, dan sê ek in beseringstyd die Stormers wen 23-20. Hey! Ja. Gooi jy nou daai klip in die hoenderhok? Nee, kyk. Nee, hoorie maar, dit is reg, laat ons maar sien wie's reg môre. Nee, ek het net die Bulle het meer om te verloor as die Stormers. Want die Bulle as hulle hierdie wedstryd verloor hulle momentum. Hulle lekker 4 wedstryde in 'n ry, die span gees, dit gaan 'n terugslag wees. Die Bulle gaan weer op 'n stadium verloor, ja, sekerlik. Maar hierdie een is belangrik dink ek in baie opsigte. Jy weet die psigiese ding, die geestelike voorbereiding, die spanbou, alles. En soos Johan vanoggend ook gepraat het, die span is so gelukkig. Hy sê op en af van die veld af. Opvallend het hy dit gesê het in 'n geval. Okay, Arie, baie dankie vir die Vrydagmiddag geselsie. Laat jy mooi ry en moenie te warm kry nie. Ek hoop jou kar se ligversorger werk daarom ordentlik. Ja, hulle werk. Hulle het oortyd gewerk. Dit is aan koeler. Lekker koel, bewolk gewees vanoggend. Dis weer warmer, maar die hittegolf is daarom effens verby. So, dankie. Ons sien uit na 'n lekker wedstryd en geniet dit. Daar in Pretoria. Baie bly. Mooi ry.